Luisteraars, ons is baie bewus daarvan dat as ons vandag die dag herdenk van opstandingsmôre, dan is die graf leeg van Jesus Christus. En dit verander alles. Die Christene in die Ooste groet mekaar so. Christus anesti beteken Christus het opgestaan. En dan antwoord die ander een, Alithos anesti, hy het waarlik opgestaan. Vanoggend neem ek jou gedagte na 'n stil plek, 'n begrafplaas. Is nog vroegoggend, dis nog donker, is nog koud. Dis waar ons die vroue kry in Lukas 24. Hulle kom met speserye, want hulle verwag hulle liggaam. Nie wonderwerk nie, nie hoop nie, nee, net die einde. Maar toe sê die engele, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie, hy het opgestaan. En dis waar alles verander. Ons bring dit bietjie nader huis toe. Ons ken ook grafte in ons lewe. 'n Plaas wat swaar kry, 'n reën wat uitbly, pryse wat druk, siekte wat kom, verhoudings wat breek. Daar's dae wat 'n mens voel, dis verby, dis klaar, daar's nie meer hoop nie. Maar Paasfees sê, jy kyk dalk na 'n graf, maar God sien 'n nuwe begin. Jy sien 'n einde, maar God sien 'n opstanding. Die opstanding van Jesus is nie net 'n storie nie, dit is God se verklaring. Sonde het nie die laaste woord nie, die dood het nie die laaste sê nie, jou swaar kry is nie finaal nie. Vir 'n boer beteken dit, selfs na die droogte, daar kan weer groei wees. Vir 'n gesin beteken dit, selfs na pyn kan daar weer herstel wees. Vir jou beteken dit, God is nog nie klaar met jou nie. Die graf is leeg en daarom is jou toekoms nie leeg nie. So, vandag, waar jy ook al luister, in jou bakkie, op die plaas, in jou huis, onthou dit. Die klip is weggerol, die graf is leeg. Christus leef. Christus anesti. Alithos anesti. Christus het opgestaan. Waarlik, Christus het opgestaan. Opstandingssondag. Luisteraars, ons hoor een ding besonderlik op hierdie oggend, hierdie gedeelte. Ek wil vir jou vandag 'n baie eenvoudige toneel skets. Was 'n vrou alleen, huilend by 'n graf. Dis Maria Magdalena. In Johannes 20, die evangelie, sy dink alles is verby. Die Here wat sy gevolg het, is dood. Haar hoop is begrawe. En dan gebeur iets besonderlik. Jesus staan by haar, maar sy herken hom nie. Totdat hy net een woord sê, Maria. En skielik sien sy, dis die oomblik van opstanding. Nie net dat Jesus leef nie, maar dat hy haar ken. Kom ons maak dit baie prakties. God werk nie met massas nie. Hy werk met name. Hy ken jou naam, jou storie, jou stryd. Miskien voel jy vandag alleen, daar op die plaas, daar op die dorp. Miskien oorweldig deur omstandighede, deur skuld. Moeg vir baklei. Bekommerd oor môre. En jy wonder, sien God my nog? Paasfees antwoord, ja, hy sien jou, hy ken jou, hy roep jou naam. Waar jy nou is, in daardie plek van onsekerheid, kan dit wees, dat Jesus nader staan as wat jy dink, en dalk sê hy vandag net jou naam. En wanneer hy jou naam roep, begin nuwe lewe. Nie altyd skielik nie, maar werklik. So luister vandag, nie net na die radio nie, maar na sy stem.
Christus anesti. Christus leef. Hy het opgestaan. En hy ken jou naam. Christus anesti alithos. Hy het waarlik opgestaan. As Christus jou naam roep, dan praat hy met jou persoonlik. Maar telkens gebeur daar iets. In die hele skrif hoor ons dat die wat weet van God, wat hy mee praat, bly nie staan nie. Hulle hou dit nie vir hulle self nie. Ja, luisteraars, in Matteus 28, die evangelie, kry ons die eerste opdrag van Paasfees. Die engel sê vir die vroue, gaan gou en vertel. Is interessant, nee, hy sê nie, gaan en verstaan alles nie, gaan en wees perfek nie, gaan en kry al die antwoorde agter mekaar nie. Hy sê net, gaan en vertel. En weet jy wat? Hulle was nie gereed nie. Hulle was bang, hulle was die mekaar, hulle het vraag gehad, maar hulle het gegaan. Dis hoe God vandag nog werk. Hy gebruik nie perfekte mense nie, hy gebruik gewillige mense. In ons wêreld, ons leef in 'n tyd waar mense moed verloor, bekommerd oor die land, worstel met die ekonomie, soms hoop verloor. En in daardie wêreld stuur God jou. Nie met 'n ingewikkelde boodskap nie, maar met een eenvoudige waarheid. Jesus leef. Jy kan dit sê, by die hek, by die koöperasie, by die mens, by die huis, langs die veld. Nie as 'n preek nie, net as 'n getuienis. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy moet net dit weet. Ek het die Here leer ken, hy het my nie gelos nie, hy leef. Paasfees is nie net iets wat ons vier nie, dis iets wat ons dra. So vandag, waar jy ook al gaan, vat die opstanding saam. Leef dit, praat dit. Want die wêreld moet dit hoor. Die graf is leeg. Christus leef, daar is hoop. Ons kan mekaar so groet. Christus anesti. Christus het opgestaan. Alithos anesti. Waarlik, hy het opgestaan. Baie kragtig. Vir ons aanmoediging om nie een oomblik te weifel en stil te bly oor wat Paasfees vir ons beteken nie.